Jy gaan kom op die wolke, ja dis seker. Elke kind van God gaan ons sien. Saam met hom bring hy al die verloostes, die wat hom in gees en waarheid doen. Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dat het soos altyd baie goed gaan met u, dat die waarheid van die Here se woord steeds vir u van kardinale belang is. Nou ons lewe in die laaste dae, ons lewe in 'n tyd van baie groot misleiding, en in vandag se video gaan ons kyk na die pre-trib rapture en die sogenaamde alien deception. Nou waar kom hierdie gedagte vandaan? In die pre-trib kamp word daar onder andere geleer dat sodra die pre-trib rapture nou wat voor die groot verdrukking gaan plaasvind, gaan die wêreld 'n verklaring hê. Hulle gaan sê, die aliens het julle kom wegvat. Die aliens het mense kom wegvat, die miljoene wat verdwyn het, die oorsaak was aliens en UFO's. Nou ek gaan vandag vir 'n paar videoklips speel, onder andere van Billy Crown, waar hy in Duistaar gesels, juis oor hierdie misleiding wat gaan kom sê, dat die mense gaan sê, maar dit is die aliens wat die kerk kom wegvat het, dat daar geen pre-trib rapture is nie, en dit. Maar ons gaan vandag hierdie goed alles beoordeel in die skrif, so kom ons spring dadelik weg. The coming deception to explain away the rapture. Nou onlangs was daar in 'n nuusberig waarin Donald Trump natuurlik die alien files oopgestel het vir die publiek in Amerika en natuurlik bewyse gegee het dat hierdie goed wel bestaan. Nou of dit bestaan al dan nie, dit is bose geeste, dis demone en ons weet natuurlik hulle is hard aan die werk aan die einde van die dag. Maar ons gaan luister na hierdie videoklip ter agtergrond juis oor die gesprek oor die pre-trib rapture en die alien deception. Kom ons gaan luister na daardie nuusberig. What if I told you that somewhere inside the Pentagon's archives there are files so strange, so mysterious that governments kept them locked away for decades? Blurry lights in the sky, metallic objects appearing out of nowhere, pilots reporting things they could not explain. Even astronauts photographing unexplained formations in space. Sounds like the plot of a Hollywood alien movie, right? Except this time, the files are real. And now the United States government says the public can finally see them. The Pentagon has released what it calls never-before-seen UFO files, or as officials call them, prefer to call them now, UAP, that is unidentified anomalous phenomena. Taking to Truth Social, US President Donald Trump said, and I'm quoting, "In an effort for complete and maximum transparency, it was my honor to direct my administration to identify and provide government files related to alien and extraterrestrial life." He also criticized previous administrations, saying, and I'm quoting again, "Previous administrations have failed to be transparent on this subject. With these new documents and videos, the people can decide for themselves what the hell is going on, have fun, and enjoy." Secretary of War Pete Hegseth says it's time for the American people to see it for themselves. You can take a look at the files yourself on the Department of War website. It displays several black and white images of UAPs with a classic retro-style background and statements written in typewriter-style font. The first release includes 162 documents, old State Department cables, FBI files, NASA transcripts from crewed space missions. There's a photograph from the Apollo 17 mission in 1972, showing 3 dots in a triangular formation in space. There are also then infrared images captured over the western United States of unidentified objects. There are FBI lab renderings of bronze metallic ellipsoid object, reportedly 130 to 195 feet in length. The caption says it materialized out of a bright light in the sky in September 2023. Nou ja, of hierdie goed bestaan al dan nie, daar's baie bewyse wat al bymekaar gemaak is, video materiaal en so meer, dat hierdie dalk 'n werklikheid kan wees. Maar dis bloot demone, dis bloot bose geeste en ons gaan nie vandag daaroor gesels nie, maar die vraag is, wat het dit te doen met die pre-tribulation rapture? En dan sê die pre-trib leraars, dit het alles daarmee te doen, want die dametjie Christie, wat haarself 'n profetes noem, ons gaan nou al videoklip speel, sê dat die Here dit vir haar gesê het. Hy het dit met haar bespreek, hy het vir haar gesê, dis wat gaan gebeur. So sy sê eintlik, die Here sê, dit is wat gaan gebeur. Kom ons gaan luister
wat sy sê. Listen, the Lord said to me, at the time of my coming, they are also coming. They will appear more and more, the aliens, the so-called extraterrestrials. I prophesied this before on several occasions. And now, look, do you understand what this means? It is a sign. Do not shake it off. The more you see them, the closer he is. Their appearing is tied to his appearing. Why? Because we are in the last hour and Satan is working overtime to deceive many. Listen, God has a plan, Satan has a plan. I'm fighting for God's plan to wake you up and get you ready for the imminent rapture or great escape. Nou wat sy sê is, die Here het dit vir haar gesê, sy is 'n profetes, die Here het vir haar gesê, dat hierdie goed gaan wel plaasvind en dat hierdie verskyning van die aliens en UFO's 'n verbintenis met die pre-trib rapture. Gaan luister weer die videoklip as jy wil. Sy het dit gesê dat it's tied to the rapture. Dit is verbind aan die wederkoms van Christus of sy verskyning eerder. En dit is nie wat gaan gebeur nie. Die Here het nie met hierdie vrou gepraat nie, want die wederkoms gaan plaasvind na die groot verdrukking en daar word die kerk weggevoer. Nie voor die 7 jaar nie, maar baie mense hou nie van hierdie gesprekke nie. Hulle wil graag hê daar moet 'n pre-trib rapture wees en die dametjie het dit duidelik gestel dat die Here met haar gepraat en ek glo nie dis die geval nie, absoluut nie. Kom ons gaan luister na die volgende videoklip van 'n dame met die naam van Michelle. Sy's 'n groot voorstander van die weg vir pre-trib rapture en sy praat natuurlik oor hierdie verskynsel wat natuurlik die verklaring gaan wees dat die kerk is deur aliens weggeneem en dan speel sy 'n videoklip van 'n man wat natuurlik praat van hierdie misleiding wat gaan kom en dan verbind hy die gebeure in 2 Tessalonisense 7 tot 9 dat dit gaan plaasvind voor die 7 jaar, maar dit vind plaas in die middel van die 7 jaar. Maar kom ons gaan luister daarna. Alien deception or the rapture? I've already told many people in my life, if I disappear, aliens didn't take me, Jesus did. Satan right now is setting up the big deception because he doesn't want anyone who's left here to know that Jesus actually told the truth that he was coming back for his beloved bride. Satan knows there's a rapture coming, but how's he going to explain it? Well, first of all, there is no mention of aliens in the Bible, but we do know that fallen angels exist, which are translated today are the demons of the world. So in 2 Thessalonians 2:9 it reads, even him whose coming is after the working of Satan with all powers and signs and lying wonders. Remember, Satan's a liar and the truth is not in him. So he will need to explain away the rapture. Many of you all have commented on that on other videos that I've done. But consider yourself in a very, very narrow group of people that know that. The world as a whole, they're gonna take it hook, line, and sinker. Hook, line, and sinker. They're gonna take it all. They're gonna absolutely miss it. But Scripture also tells us that God will send them a strong delusion that they may believe the lie, because they rejected the truth. So God just turns them over. And so Satan is going to need some way of explaining away the rapture. Nou kom ons gaan kyk wat sê Michelle. Sy vra die UFO-misleiding of die wegraping. Natuurlik die pre-trib rapture en dat Satan dit wil weerhou dat Jesus sy bruid kom haal het. Sy sê as hy verdwyn het, moet julle weet dis Jesus wat hy kom haal het, nie aliens nie. Maar die belangrike vraag is, gaan daar 'n pre-trib rapture wees? Nee, daar gaan nie 'n pre-trib rapture wees nie. En hierdie mense gaan so mislei wees, so disappointed wees, omdat dit nie plaasgevind het. En daar's baie mense wat teologiese debatte voer, en skrifte en Grieks en wat ook al, om te probeer wys maar die wegraping is pre-trib, maar dit is nie. Dit is glad nie die geval nie. Maar wat sê hierdie man? Hy sê dat Satan weet daar's 'n wegraping,
wat kom en hoe gaan hy dit wegverduidelik anders deur 'n UFO misleiding. Nou ek wil vir dadelik sê, Satan weet, daar is nie 'n pre-trib rapture nie. Satan is baie slimmer as wat baie mense dink. Hy ken die skrifte baie goed, hy weet wat Jesus geleer het oor die wegraping, en hy weet dit gaan nie pre-trib wees nie. Maar hy wil vir die kerk sê, dit is 'n pre-trib. Julle gaan weggevat word voor die tyd, dat ek my werk kan begin doen. Dit is glad nie die geval nie, en dan gebruik hy die delusion waarvan 2 Tessalonisense 2 vers 7 tot 9 praat, asof dit voor die 7 jaar gaan gebeur, mense gaan mislei wees en so meer, en hulle gaan dink is aliens wat die kerk om weggevat het en so meer, wat nie die geval is nie. Die delusion kom in die middel van die 7 jaar, met die koms van die Antichrist by die Abomination of Desolation. Maar op 'n latere geleentheid sal ons meer daaroor gesels. Maar kom ons gaan luister wat sê Billy Crown. Hy het natuurlik by Duisdaar gaan inloer en hulle het vir hom vrae gevra, wat gaan gebeur, wat en so meer. Maar kom ons gaan luister, hy praat hierso oor die UFO's en die misleiding wat gaan kom en die wêreld gaan 'n verklaring gee, dis die aliens wat hulle weggevat het. Kom ons gaan luister. Another aspect, Jesus said in Matthew 24, he talks about the 7-year tribulation. Before he talked about the rise of wars and rumors of wars, earthquakes, famines, pestilence, etc. First thing he said out of his mouth, watch out that no one deceives you. And that's what these guys are doing, setting the planet up for a great deceit, not only explaining away the rapture of the church, but they also at the same time build in another lie for those who are left behind. They get them to think it's a badge of honor. It's a great thing. You're a chosen one. That's deceit, deceit, deceit. That's exactly what Jesus said. Then supposedly they come across all the way supposedly from the universe or some star system, take your pick, right? And they promote, they says, here's information that humanity needs at this final hour. You need to, and I'm not joking, you need to submit to a one world ruler, a one world government, a one world economy, or the planet will be destroyed. What's that? That's the Antichrist kingdom. What's that? That's a Bible prophecy related issue. So that's of course why we're going to deal with this, because it has everything to do with Bible prophecy. Nou ja, wat sê Billy Crown? Die rede hoekom mense die wegraping gaan wegredeneer, dit was aliens. En dat die wat agtergebly het, was eintlik maar die chosen ones gewees. Die wat weggevat was eintlik die moeilikheidmakers en so meer, waar die New Age natuurlik vashou aan en so meer. So hier gaan groot misleiding kom, want die wegraping nie gaan plaasvind nie. Dit gaan nie plaasvind voor die 7 jaar nie. Gaan die Christene dalk mislei word en nie die wêreld nie. So ons moet baie mooi gaan kyk wat die woord van God leer, juis in Matteus 24 vers 4 tot 5, waarvan Billy Crown nou gepraat het, daai deception wat gaan kom. Nou kom ons gaan kyk wat het Jesus geleer oor hierdie deception. Nou wanneer jy die skrifgedeelte gaan lees en Jesus hulle antwoord en hy sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Jesus praat hier met sy disippels, sy apostels wat die Nuwe Testament geskryf het. Hy praat nie met die Jode, die nasionale Israel nie. Hy praat hier met sy kinders, sy volgelinge. Hy sê pas op dat niemand julle mislei nie. Dan verwys hy na 'n toekomstige gebeurtenis in die laaste 7 jaar periode. Hy sê want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. Nou hierdie misleiding waarvan ek reeds gepraat het, wat plaasvind by die eerste seël, die wit perd, wat Jesus natuurlik noem in Matteus 24 en dan verwys hy ook na Openbaring 6 vers 2, gaan groot geestelike misleiding wees. Dit gaan plaasvind, dis die eerste seël. Baie mense sê nee, dit is die Antichrist en so meer. Nou, dit is nie die geval nie, ons gaan nie daaroor vandag gesels nie, maar die belangrike is dat dit die misleiding gaan wees. Nou, die groot misleiding gaan kom met die begin van die laaste 7 jaar, of die laaste week van Daniel. En dit gaan waarskynlik die Christene vang, want as die pre-trib rapture nie plaasvind het nie, dan gaan hulle baie verklarings daarvoor hê, en hulle sê die wêreld gaan sê, die aliens het julle kom haal en weggevat en ontvoer en so meer. Maar nou ja, op 'n latere geleentheid gaan ons 'n bietjie gesels oor UFO misleiding, wat gaan kom. Ek glo daar gaan 'n geweldige misleiding kom, veral in die tyd van die middel van die 7 jaar periode. Maar kom ons gaan kyk wat die woord regtig in detail sê, wat dit aanbetref. Billy Crown gaan nou gesels weer eens met Rachel van Duisdaar, en hy gaan sy verduideliking gee wat die wêreld gaan sê. I still have in my office a lot of
some of the resources that I used to be involved in, because it has everything to do with proving the point that these guys are preparing the way for the 7-year tribulation. Wow. And one of them is, and I've written on this extensively, done 2 different documentaries on it, on UFOs and aliens. Yeah, talk about that. 'Cause yeah. that's becoming more and more mainstream. Yeah, we did a mega deep dive just last year, UFOs, aliens, and the coming mass abduction. And I titled it that way on purpose because the world will see a mass abduction. But what they'll be told is it was from the aliens as to why these people disappeared. The Bible calls it the rapture. Yeah. In fact, that's what the word harpazo means. Rapture means an abduction. We'll be abducted, snatched quickly away by the Lord Jesus Christ. The church meet him in the clouds, and then the wrath of God comes down, the 7-year tribulation. But they're not going to hear that. They're going to hear it was aliens. Nou ja, dit is Billy Crown wat aan die gesels is hier met Rachel van Duistar, en hy sê, daar word voorbereidings gedoen vir die 7 jaar verdrukking, daar gaan 'n massiewe abduction wees, dit gaan die pre-trib rapture wees, sê hy, maar mense gaan sê, dit is die aliens. Nou wil ek vir julle 'n scenario voorstel. Sou daar 'n alien abduction wees, en baie mense word weggevoer, en die Christen het nou agtergebly, soos onder andere Billy Crown, dink jy nie dit gaan vir hom sy geloofskade berokken, deurdat hy gedink het, ek het dit nie gemaak nie, ek het die wegraping gemis. Jy kan sien hoe groot hierdie misleiding gaan wees, as die pre-trib rapture nie plaasgevind het, en dit gaan nie plaasvind nie. Maar so baie mense hou daaraan vas, dit is vir hulle essensiële doktrine van die Bybel, dat die pre-trib rapture is uit die Bybel, dis uit God se hart geskryf, terwyl dit nie die geval is nie. Nou, hy het hierdie boek geskryf, UFO and Aliens in the Coming Mass Abduction. Nou, dit is baie, baie ernstig vir Billy Crown, hy glo absoluut, dis wat gaan gebeur, dat mense gaan sê, die aliens in die kerk kom wegvat. En dit gaan nie gebeur nie, dit is nie wat gaan gebeur nie, want die wegvoering van die kerk gaan plaasvind na die Antichrist, nie voor dit nie. Nou kom ons gaan kyk, wat sê Ashley Hayes, sy is 'n groot voorstander van die pre-trib rapture, sy dieselfde mening, dat die wêreld gaan sê, die kerk is weggevat, of mense is weggevat deur aliens. Kom ons gaan luister. I want to talk about the rapture, and I'm making this video because I'm actually starting to see members of the church, brothers and sisters in Christ, believe in this, but not believe in the biblical rapture of the church. They are saying that if millions of people do disappear, then they were probably abducted by aliens, and I'm not going to lie to you, it's absolutely blowing my mind. So I want to circle back to this topic because this is exactly what the enemy wants us to believe. This has been pushed for decades for a reason. This narrative has been pushed for a reason. The enemy will need an explanation for when this event does happen. Nou, jy het gehoor wat sê Ashley Hayes, sy sê natuurlik dat hierdie misleiding gaan wees hoe die wegraping wegverduidelik gaan word, omdat aliens die oorsaak was. Sy sê dat mense wil nie glo aan die biblical rapture nie. Nou, sy glo ook in die biblical rapture nie, sy glo in 'n pre-trib rapture. Die biblical rapture gaan plaasvind na die groot verdrukking, by die wederkoms van Christus. Nou, baie mense sê, die wederkoms is nie einde wanneer hy kom op die wit perd. Nee, dis die terugkeer, dan kom hy terug. Wanneer die wegvoering plaasvind, dan herpats dan gaan hy mense wegvoer, sy kerk, sy uitverkorenes. Maar sy glo in die pre-trib rapture, wat nie 'n Bybelse rapture is nie. En dis eintlik baie skokkend. Nou goed, kom ons gaan kyk na so 'n paar onderwerpe, juist wat op YouTube is, te vind aliens, dit is, the coming pre-trib rapture, deception, rapture cover-up en so meer. Nou, al hierdie is onderwerpe wat jy kan vind op die YouTube kanaal, wat natuurlik daar is, en mense praat daaroor, en hulle glo, dis wat moontlik gaan gebeur, die aliens gaan kom, en dan gaan die wêreld sê, maar dis die aliens gewees, en so meer. Maar dis alles maar net misleiding, dis alles misleiding. Daar gaan misleiding kom, absoluut aan die begin van die 7 jaar, maar het gaan nie die pre-trib rapture met die alien abduction wees nie, daar gaan nie 'n pre-trib rapture wees nie, en baie Christene gaan ongelukkig teleurgesteld wees, want dit gaan nie gebeur nie. Die wegraping gaan nie gebeur aan die begin van die 7 jaar nie.
absoluut nie. Goed, kom ons gaan voort. Nou, hulle sê dat hierdie gaan plaasvind, die wegraping gaan eerste plaasvind, wat nie gaan gebeur nie. Hulle sê en dan daarna, dis wat die preterpleraars sê, hulle sê dan daarna sal die alien invasion kom, dan gaan daar 'n openbaring wees van die antichrist, en dan gaan die aliens kom, en hulle gaan na die aarde toe kom, en so meer. Maar weet jy, die Bybel is baie duidelik, die antichrist word geopenbaar in die middel van die 7 jaar, as jy Openbaring 12 gaan lees, en die oorlog wat in die hemel plaas van die tweede hemel, dan word Satan en sy gevalle engele uit die hemel gewerp, dan word op die aarde neergewerp. So hierdie kan moontlik plaasvind in die middel van die 7 jaar, want dan gaan die antichrist regeringe aanvang neem, en Satan gaan in die antichrist invaar. Hy gaan hom beset, so hy gaan hy gaan 'n mens wees van sonde, maar hy gaan 'n mens, maar ook demoon wees. En dis wat gaan plaasvind in die middel van die 7 jaar. Dan gaan nie 'n wegraping plaasvind, en direk na die pre-trib rapture, dan gaan daar nou 'n alien invasion kom, en dit gaan nie gebeur nie. Dis absoluut nonsens. Maar dis wat die mense glo, dis wat die kerk glo, wat die pre-trib rapture aan hulle voorhou, die leraars van die pre-trib, en ek sê dis nie alle pre-trib leraars wat dit doen nie, maar ons het gesien dat Billy Crown, Ashley Hales, al hierdie mense, Michelle, hulle verwys, en daar's baie meer van hulle. Ek het nie eens al die videoklips gaan vat en speel nie, maar daar's baie van hulle wat hierdie gedagte glo, wat gaan gebeur aan die begin van die 7 jaar. Nou goed, ek gaan afsluit. Baie ernstig. Wat ook al hierdie misleiding gaan wees, daar gaan geen pre-trib rapture plaasvind nie. Jesus het ons gewaarsku in Matteus 24, vers 4 tot 5, van 'n groot misleiding wat gaan kom, as ons nie hier gaan wees nie. Hoekom sy waarskuwings? As ons nie weggevat word voor die 7 jaar nie, hoekom waarsku Jesus aan sy disippels, die wat saam met hom op die Olyfberg gesit het, dat daar gaan misleiding kom, dat hulle pas op, dat moet versigtig wees, dat niemand hulle mislei nie. So as die kerk nie hier is nie, hoekom vertel hy dit aan sy disippels? Ons gaan nie wees. Dis duidelik, die woord van God is duidelik, die kerk moet hom geregmaak, om deur hierdie tyd van moeilikheid te gaan, misleiding, vervolging en so meer, en maar nie deur die wraak van God nie. So, dis baie belangrik dat ons die woord van God in sy konteks verstaan, en dat daar wel misleiding gaan kom, maar baie mense hou vas aan die pre-trib rapture wat nie gaan plaasvind nie, en hoe jammerlik. Maar ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.